sang oor die dam. Ons visstokke reg, met 'n plan en 'n vlam. Pa sê seun, vandag gaan ons groot kaart vang. Met koffie in die hand en 'n kampvuurlied wat klank. Die tyd staan stil, as die lyn begin gil. My hart klop vinnig, dis hy groot een. Show! Pas keer hou hom vas, moenie nou los. En ek voel weer daai vis van koers in my bos. Vis van koers met pa en seun. Groot kappe waar die water roer en breek die geween. Met die Here aan ons kant en 'n dop vir die fees. Is ons tyd saam iets wat ek nooit sal vergeet. Vis van koers, dis bloed in ons are. Van bloem of tot soep, ons drome vat vlam. Ons lag oor die stories van ou dae en vind. Van hy keer toe pa sy stok amper moes bind. Maar dis nie net oor vis nie, dis tyd wat ons bou. Langs die water, vroeg in die môre, die son breek oor die dam se golwe. Eagles kreek roep met mis oor die gras. Ons pak ons stokke, vergeet van die las. Ek kyk hoe jy Môre julle, welkom by Vis van Koos Pa en Seun. Yes julle, die episode is hierso by Klein Willem Dam met die Spartan Autumn Bass Challenge, ek dink. Ek sal later uitvind die ou wat die organizer is vir hierdie ene. Is ons hierso 3,5 uur is ry, maar dis die moeite werd. So ons het gestaan hier aangekom en ons het gestaan begin. 'n Vrou het lekker gevang, sy het 'n paar lekker mooi karpe gevang. Ek het 2 baberskies gevang en 'n karp. So vir julle wys van hierdie toernooi, asseblief sponsor hulle, support hulle, skryf in by die klubs hierso by Klein Willem of althans die Spartan Club. Sal vir julle wys hierso, is hulle details en alles. Die Weskus draai regtig vaswater hier inbring en ons as Vis van Koos Pa en Seun voluit moontlik maak vir hulle dat ons die publicity vir hulle gee. So ons gaan julle wys wat ons gaan doen deur die naweek en ek hoop julle geniet dit, want dit is eerlik waar is regtig mooi georganiseer en dit is currently die grootste toernooi nou in die Boland in die Weskaap vir die eerste keer. So ons gaan dit geniet en ek gaan vir julle wys. Bye. Trots op jou weer seun, dis ons tyd, dis ons droom, dis ons vreugde alleen. As die jare draai en ek koud en grys, sal ek onthou hoe jy gelag het daai tyd, hou daai lyn styf. Hallo julle. So yes ja. Hier kom ons aan. Ek het nou 'n Milo geslaan. 'n karp en 'n ou babertjie sal gekry. Wat ek doen, kariba wurmpie. Sal vir julle nou wys. Want ek nou klaar alles opgesit het hoe dit presies lyk. So ek stukkie wurmpie. Ek maak soos 'n zigzag met hom. Want ek het getraai om deur ry gedink, maar raak nie so lekker nie. So wat ek nou doen is so. Dat ek baberder, jy weet, SRA. Sit hom voor op die vloer. Hallo. Sit ons hom reguit in.
Kan julle sien? Kariba wurm met 'n baberde SRA. Is nogal lekker. Okay. Dan, wat ek dan doen, om het makkelijker te maken, dat moet je met my voetlinker, dat ek lekker spasie het. Dan op die onderste hoek, raspberry molasse. Ek het gesukkel, glo my, ek het regtig gesukkel om vis te kry. En iets het my net gesê, gaan na hierdie kombo toe. Natuurlijk naar die kombo toe gegaan. Ons sien hoe dit die dag gaan. Nou vir my hoe uitwerk en dit is hy 2-3 keer vir my werk. So dat ek altyd moet opkom en ek kry op dit. Het nog een kry. Zoals dit zo fluit is. Al wat ik opzet. Oké, dan gebruik ik warrior pap. Jullie weet ek is baie erg op my warrior pap. As jy belangstel, check hierbo. Sit 'n order in, kontak my, kry julle warrior pap van ons. Maar nice van die warrior pap en dit is amper soos vierde. Ek kan hom ryk, letterlik ryk. En hy los vinnig op. So wat ek gebruik is 'n spring. En 'n torpedo. Dit is baie hard plekke en dit so redelik kan kom gebruik. En as ek in kan trek, help hy torpedo om hom op te lig hoor. En dit werk vir my. Sorry. So my floatie is als op. Raspberry molasse, SRA. Maak net seker jy skit hom altyd. Dit is lekker deurvloei. En dan sweet onion. En dan laatste, but not least, gebruik ek hierdie. Het is Legacy Series Baba Shake. Oh, sorry. Ah, is klop. En dan as ek vol poeier. Dat ons op kry. Maar van liefde in trots, pa en zoen, vast op zijn pijn. Regtig. Goeie werk, papa. Goeie werk. Papa, kleintje. Daar zo. Wat is een klein bal? In een kar. Wat is een bal? En dan kom je aan. Hij voelt slipperig. Welkom.
Mamma gaan bietjie kyk wat hulle doen. Dit is nie bang van babas. En kyk kom julle op wat hulle doen. Dankie mamma. Papa, En so terwyl my verstokke in die water is op 'n Saterdagdag, 36 uur toernooi wat aan is, loop ek af met die bank en glo dit of nie, toe loop ek vir Frikkie vas en ek vra vir Frikkie om vir ons 'n bietjie te verduidelik oor die toernooi, hoe dit ontstaan het. Hallo julle, welkom by Vis van Koos. Ons het vir Frikkie hierso. Maar hallo. Dan sê ek, Frikkie, ek wil eers voordat ons afskop en ek wil ek eers weet, waar kom die naam Frikkie vandaan? Van my ma, my pa af. Dis actually my regte naam. Oh, okay. Is dit jou eerste naam man? Ja, dis my eerste naam. Okay, nee, maar want die eerste keer toe ek jou ontmoet het en ek kry 'n boodskap en hy praat met my Frikkie en een van die manne wat ek self hier by Klein Willem 2 jaar terug ontmoet het my verduidelik van jou. Dis ek is julle seker dit is Frikkie en dit nou. Sê nee, dis Frikkie. Maar okay, nee Frikkie. Julle is ook well done in hierdie tournament wat jy besig is om te host. Dit is ongelooflik. Dit is die Weskaap sien jy nie die goed nie. Ja, ek dink dit is eers een van sy soort, omdat ons nou twee fases kombineer. Ons kombineer 'n bietjie spesie en papgooi saam. Dis waar die 10 building inkom. En dis iets anderste. Ons sien baie uit om te kyk hoe hy kan groei van jaar vorentoe definitief. Frikkie, ek kan vir jou een ding sê en dat ek hou van jou idee van veral met die papgooi en die spesies hengel, want dit bring op die einde is ons almal hierso vir hengel. Yes. En ek het 'n paar goed vanoggend geleer van oom wat spesies doen. Wat ek nog nooit eers gedink het kan gedoen word nie en hy het my gesê toe ek wil sê regtig ek het hierdie wat ek kom van op bo af. So ek het nog nooit hierdie gesien en dit en vir my eerste experience van hierdie tournament wat jy gereël het. Wil ons ook sê dankie en dit vir al vir die Weskaap manne en dit en vir die Boland manne hierso. Yes. Weskus manne is vol hier op die banke. Julle gaan later sien wat Frikkie alles gereël het. Dit is nie maklik nie, ek weet. En wat is die storie? Wanneer het jy besluit om hierdie toernooi te begin? Maar ons het al laas jaar Junie maand. Het ons al begin met reëlings agteraf en van Julie maand af. Het ons begin adverteer en so ja, ons is al amper 7 maande, 8 maande wat ons aan die gang is om gereeld te kry. En ek sien jou vrou en dit sê gisterand en dit jy sal nie glo nie, ek sê vir Frikkie gistermiddag, kyk ek gou 'n bietjie laat is, hy sê nee is reg. Hy gaan ook laat daar kom want ons albei het gewerk, maar vir sy vrou moet ek sê well done, sy het ons mooi uitgehelp, sy het ons presies gewys waar die penne is en dit is wat jy nodig het en dit soos ons gewoonlik in die vloot sê logistics. Yes. Logistics moet altyd top wees en well done Frikkie. Ja, well done. Kyk vir Charlotte moet ek dankie sê, sy het regtig haar se die hoed uitgetrek gister aan. Sy kom gisteroggend hier aan. Sy bel my binne te sê, luister hier so die water het gesak. Daar is probleme. Nou, ek sit by die werk. Ek kan niks doen nie. Ek het die visual experience wat hier aangaan nie. Toe sê ek van, weet jy wat? Ek gaan nou iemand reël om vir jou te help, maar die besluit is in jou hand. En ek dink al die regte besluit geneem op die einde van die dag. Almal het goeie hengelareas op die einde van die dag gekry. Yes. En vis kom uit. Bietjie stadiger op hierdie kant van die oewer as aan die ander kant, maar die vis kom mooi uit en dit kom regtig baie mooi vis uit. So vir Charlotte, dankie vir die vinnige werk en die skrywerry wat jy gedoen het vir ons. Yes, nee, ek moet sê dankie vir julle. Jy kan sien julle is 'n span. En dis wat 'n mens nodig het en wat ons veral op Vis van Koos Paai en Seun en dit wat ons wil uitreik en dit wil ons graag families by mekaar kry, by die waters kry want tegnologie het so oorgevat. Yes. En die ding is ek kan nog onthou toe ek saam met pa gevang het en dis iets wat ek vir my seun wil oorhang teenoor. En met Vis van Koos Paai en Seun wil ons sê regtig baie dankie en dat ons het 'n geloof wat jy hierso natuurlik doen met hierdie toernooi. Ons geniet dit. My laait het nou 'n paar keer daar in daai water daar geval. Vang dit. Al geval het altans. Ek het babepoeier aan my gesig gekry en dit met my dogtertjie. Maar op die einde in 'n sulke toernooi is wat 'n mens nodig het om families uit te bring. Ek het 'n klomp nuwe mense ontmoet. Eerlikwaar. Frikkie, well done.
well done. Is jou stok wat daar? Ja, ek dink my penmaat sal seker ernstig inspring as dit wel myne is. Dis nog 'n ding wat ek wil sê. Dankie vir daai ook, Frik. Frik het nou ook hierdie toernooi so dat letterlik jou penmaat. Yes. Hy jou stokke ook kan handle. Dit maak dit so makliker want waar ons die toernooi, kan jy vir ons sê net wanneer het ons begin en wanneer dit eindig die toernooi? Ja, kyk, ons het Vrydag aand 8uur begin. Soos 'n 36 uur toernooi. Dis juist waar die spesie gedeelte nou inkom, is daai langer ure. En die feit dat jou penmaat jou kan help, jou stokke hanteer, jou vis inbring, jy bietjie kan gaan slaap, het Yes. nodig nie. Ja. Dis waar die spesie afdeling inkom. So ons het Vrydag aand 8uur begin en ons maak môreoggend 8uur klaar, Sondagoggend 8uur. Yes. 36 ure aan een. Dit is die langste kompetisie wat jy in die Weskaap gehou. Dit moet ek ook sê. Nee, dit moet ek jou sê, dit is letterlik, dit is, en ons wil sê baie dankie dat julle ons uitgenooi het vir Vis van Kusbaansien. Ongelukkig kom hy se nou nie gevang het dit nie. Hy moet homself regkry vir sy volgende toernooi wat om die draai is. So hy speel rond in dit, hy wil graag hengel in dit, maar ek weet hy kla altyd oor sy arm. Maar ek beloof jou vroukie, volgende een en dit is hy definitief daar so in nou. Ja, maar dankie dat julle saamgekom het. Dit is vir my 'n groot eer om julle hier te hê. Vir die publisiteit wat jy uitkry ook en dat julle saamgekom het. Soos ek sê, hier is ons is 'n social kompetisie. Dit is gemaak vir families, dit is gemaak vir vriende om te sit en kuier. Ja, die visstokke is daar. Yes. Daar is prysgeld betrokke, maar jy is gou agter ons wat jy nou deur die penne loop. Die man is gerelax. Hulle sit en kuier, sal 'n glasie drankie drink of 'n koeldrankie drink. Yes. Almal is relax en dit is 'n geselligheid. So dankie dat julle gekom het en ons waardeer dit regtig baie. Nee, ons wil ook sê van ons kant af, ons wil sê regtig baie dankie. Ek sou enige tyd weer terugkom hiernatoe natuurlik. En mense in die Kaap asseblief, Weskus, Boland, Kaapstad, as ek sê Kaapstad bedoel ek in dit Muizenberg, al daai suburbs in dit. As julle baie lief is vir varswater hengel en dit. Volgende jaar is al weer toekom. Yes, definitief. Ons gaan 'n bietjie vroeër skuif as gevolg van die watervlakke wat ons so vir ons 'n bietjie onkant gevang het. Ons besluit ons gaan volgende jaar Februarie maand hou. Bly nog steeds die Autumn Challenge. Yes. Alhoewel dit nog in die middel van die somer is, ons gaan nou nie die naam verander nie. Dit gaan onreg gee aan die kompetisie. Maar ons gaan skuif na die hooplik die eerste naweek of die tweede naweek van Februarie volgende jaar. So hy is definitief weer aan volgende. Daar is hy. Daar het julle gehoor en dit. Volgende jaar is hy weer aan en kyk op die Facebookblad. Ek en Frikkie sal praat, ek sal op my Facebookblad en ek sal dit iemand share op my Facebookblad laat dit deur is, laat almal kan sien hierdie toernooi is volgende jaar. Kom uit, bring jou familie, kom geniet dit saam met Frikkie en sy familie en die res van die bank se families wat hier so is. Wil ek sê Frikkie, well done, weer eens, dankie vir alles. En dan wil ons ook sê dat van ons as Vis van Kusbaansien en SRA Shaun Ras het ons 'n pakkie vir jou opgegee net wat jy kan natuurlik en dit kan kies vir wie jy dit wil gee net. Is jou keuse, dit is 4 bokse dips, dis ons combo net wat ons gewoonlik mee begin. Jy sal nooit verkeerd gaan in my oë. Ek sal natuurlik so sê wat ek sê SRA man, ek weet hierso is baie Kaapbyt manne hierso, ek het al gesien hier's 'n Loukie Lewiese manne is hierso net. Maar dis wat ook nice is wat almal deel hierso. Ja, nee, almal deel al saam. Van 'n Sport en Hengelklub af wil ons vir jou kykers 'n geleentheid gee. Ek en jy gaan 'n bietjie praat na die kompetisie verby is en dit. Ons gaan vir julle 2 penne beskikbaar stel wat jy vir die kykers wat op hierdie video comment, like of wat ook al jy wil hê, 'n draw kan doen en 2 ouens of 2 spanne kan volgende jaar gratis kom hengel by ons. Ja, dis reg. Baie dankie vir daai Frikkie, waardeer dit. Maar natuurlik kan dit as ons daai gaan adverteer van Vis van Kusbaansien, al die gelde en dit gaan na jou toernooi toe want ons waardeer eerlikwaar wat jy vir die Weskaap uitbring. Ons weet in die Weskaap, yes, baie manne vra, baie dames wat daar bo is vra, maar ons is hier op die kus. Hoekom doen ons varswater en nie seevis nie, maar is omdat ons lief is vir die sport. Net soos Frikkie, hy is baie lief vir die sport. Die toernooi wat hy gereël het, well done weer eens Frikkie. En ek kan nie wag om dit verder hierdie series uit te bring. Oor 2 weke, asseblief mense kyk. Dit sal op AfriForum TV wees en dit oor 2 weke en dit is op AfriForum TV. Volgende week sal hierdie video op YouTube wees uit. Baie dankie Frikkie. Baie dankie julle en geniet dit en sterkte vir die kompetisie. Julle sit op die beste pen in elk geval. Dankie julle. Geniet dit. Dankie julle, bye. Ja, nee. Toe ek en Frikkie klaar gepraat het oor hierdie briljante
toernooi wat hy gereël het. Toe besluit ek sommer om verder af met die bank te loop en wat so mooi visse het hierdie manne uitgetrek. Manne en dames, dit was mooi visse. Wel gedaan aan elke hengelaar op hierdie bank wat hierdie mooi visse getrek het. Van is vis van vriende en 'n bietjie lawaai. Wie van die grootste is nooit te fraai. Ons pot en ons sin met kole wat smeel. By die kampvuur glooi ons net die grootte stel. Slang gooi oor links, Wessie sê dis skeef. Maar sy dobbersak staar, hy's nie doof nie, hy skeef. Boene roep, dis 'n monster, kyk net daar. Maar dis net 'n blikkie van die vorige jaar. Want dis vis van vriende en 'n bietjie lawaai. Wie van die grootste, dis nooit te fraai. Ons pot en ons sin met kole wat smeel. By die kampvuur glooi ons net die grootte stel. Die sterre kyk neer, die wind raak stil. En iemand vat nog 'n koue net vir die wil. Ons nie vir pryse of vir goue medalje. Net vir die lag en die water se glans. Dis ons batalje. Ja, dis vis van vriende en 'n bietjie lawaai. Wie van die grootste is altyd naby. Ons sout, ons son, ons stories wat skuil. By die kampvuur se ritme net die grootte stel. Wil jy hê ek moet dit meer humoristisch maak? Of eerder meer emosioneel kampvuur rock? Met 'n bietjie gevoel en trots. Hi julle. So ja. Daar is ons is al van 8:00 gisteraand, dit sal Vrydag wees. Is nou Saterdag, is around kan sê so 5:00 se kant. Dis tyd nou weer om die Jenny en alles reg te kry. Hoe dit gegaan vandag? Gesukkel. Letterlik gesukkel. Maar as jy nie sukkel nie, sal jy nooit die probleem kan kry nie. Kyk daai mooi uitsig hier op die dam. Het my vrou weer vis, daar kan julle sien. Sy is hier aan. Daar sy. Ja nee, ons het regtig was lekker. Ons gaan nou regkry vir die aandsessie. Ek dink nog om dit of ek 'n barberkop moet gooi of nie. Ek sal maar sien met daai ene. Maar ja. Julle het gesien wat ek gebruik het. Ek het na tyd en toe ek begin skoon bal gooi. Bloekom en garlic float opgesit met Kariba wurmpies. Ek het vis gekry. Elke keer as hulle ingekom het vir 'n week het ons ten minste vis gehad. So dit is 'n goeie ding vir ons. Maar die beste van alles van hierdie toernooi is dat net om te sien hoe familie en vriende bymekaar kom. Dit lyk regtig awesome. Maar ja, gaan julle kyk wat ek julle deur die nag kan wys. Kan niks beloof nie. Ons is 'n bietjie gedaan, maar vir vis van Koospa en Seun en die manne hier op die kus, wat ek bedoel by die kus en dit hier by die dam. Sterkte en laat ons die laaste paar ure deurstoot. Cheers. En so kom ons op die aand. Wat 'n wonderlike uitsig is hierdie en veral om jou kinders te sien om die natuur te geniet. Dit help baie na mense hart.
Maar ja, laat ons die aand afskop en laat ons sien wat ons kan doen. Ek weet my vroukie is nie lekker na die son nie, maar ons sal kyk wat ons kan doen. Die karpe is daar. Ek voel die spanning. Hierdie vis is nie 'n grap nie. Ek voel die lint trek hard. Ek weet hulle is naby. Beskut in die water. Die avontuur begin nou. My hande bewe. As hy julle. So van my kant af, van Vis van Koos Pa en Seun, het ons omtrent so 10 uur het gekom. My vroukie het 'n lelike migraine, maar ons het dit regtig geniet. Hierdie toernooi, jy kan sien hoe almal om mekaar se geniet by die dam, familie, vriende en natuurlik social hengel het ons dit eerlik vaar geniet. Maar kom ons hoor, hoe gaan dit met die hengelaars wat nou nog deurnag gaan? Soos ek sê net, ons is klaar, ons moet môreoggend 3,5 ure moet ons terugry. So ja, dit is nogal 'n bietjie 'n moeilike een vir ons, maar natuurlik soos ek gesê het, ons het dit geniet en ons wil regtig vir Frikkie vir dit georganiseer, die Spartan Autumn Challenge. Dit was regtig great. Maar ja, dit is ook nie verby, tot ons met die manne praat nie. En hier kan julle sien, een van die penmaats hierso, noem hulle penmaats, dis binne, die SRA manne. Die manne is dit lyk soos 'n cricketplaas, die is ook in Johannes wat hierso sit. So ja, ons hoor wat hulle sê, as hulle gaan praat. As julle, so dis nou terug van 'n ander punt. Julle gesien daar waar Skok en Johannes hulle se cricketstadium is. Ek gaan dit aankom. Die ander manne vang nog baie sterk. En ja, dan sien ons julle môre net by die toekenning. Just. Wat nader kom weer speel. Satips, die water op my naam. Ek sien die stilte, maar my hart slaan soos 'n vlam. Groot karpe, kom trek aan my lyn. In die vaswater, volle Uit interessantheid Kry vir Boeta. Wat in totaal gevang is hierdie afgelope 36 uur. Mense, dit is vrek baie vis. Totale kilogram is dit 1075 kilogram. Kan ek iets vra? Yes. Die 1000 kg is seker kerpers, nie 57. Ek kom by daai punt, ek kom by daai punt. Sorry, ek het van die mic aan sit hierso. Loop om. Sy aan. Nee, dis daarso. Okay. So is dit 1075 kg. Mense, dis baie vis vir 'n leedam. Totale vis wat uitgekom het. Wie wil raai? Genoeg. 3300. Ek is doodseker dat hierso meer as 300 keer. Ons het 900 vis in totaal uitgetrek vir die hawe. Dit is rarig, dis wel daar. Jy kan nie meer ek het dit oppak. So ons het 'n klein huisie vol vis uitgetrek. Ons gaan die ding rename na die Kurper Karnaval. Mense, so van my kant af wil ek net gou al die officials hier voor by my hê. Hy sê agter. Dit is al verskoon, ons het 'n laat entry van 'n nodige een gekry, so sy het nou nie hemp by haar nie. Okay. Any case. Vir julle 5
dink ek gaan almal sê well done. Kan dit my Hussein? Kan dit my Hussein? Sorry. Hartig en julle het regtig baie hard gewerk. Charlotte, vir jou, spesifiek vir jou en vir Nico en Marius wat nou hier agter in die mense is vir Kelvin wat vir my Vrydag gehelp het met die krisis wat ons gehad het. Ek kon nie vir beter mense gevra het nie. Julle het 'n krisis wat ontstaan het regtig vinnig die vlamme dood gekry. So Nico, Marius, Kelvin, Charlotte, Misha, dankie. Ons waardeer dit regtig baie. Die tent opgeslaan. Dan het my tent opgeslaan het hoor. Okay. So baie dankie julle. Ons waardeer dit. Ons wil vir die span van Krummel dankie sê vir julle borg. Thunderbites, dankie. Monster begrafnisdienste, dankie vir die voertuig. Alhoewel ons my voertuig op 'n van die dag meerderheid gebruik het. Mario van SRA, een van die SRR ambassadeurs. Ek weet nie waar jy nou is, maar baie dankie vir jou bydrae. G Tackle and Bites, hulle kon dit nou nie vandag maak nie. My Fish Stick is RJ Steels, hulle is ook nie hier nie. NQ Metals, lekker pan, baie dankie, daai pan lyk fantasties. Vis van Koors, Pa en Seun en Sean Rust van RSA, baie dankie vir julle borg. En dan ook Spook en Johannes van RSA die ambassadeurs, baie dankie vir julle bydrae. Dan wil ek vir Loukie en vir Mias van Vaskap en Signature Series ook sê dankie vir hulle bydrae. Koerier was nou 'n bietjie laat geweest, maar ons sal dit nog met julle uitsorteer en 'n plannetjie maak daar dat julle dit kry. Okay, so vir die borge weer eens baie dankie. Vir die snackkar. Vir die snackkar, vir die mense wat die kos bedien het en 60-60 service geskep het hierso. Maar ek dink daai arme man het meer kilos verloor as wat ek verloor het. Maar thank you for the food. It was fantastic. Thank you for the service. We really appreciate it. We will definitely see you guys here next year again. With more samosas, please. Vir die bestuurspan wat my gehelp het met die reëling. Daai goeders dankie. Julle het baie druk vir my afgehaal waar dit nodig was. Ons waardeer julle hulp. Ons gaan nou begin met die pryse. Nadat ons die pryse uitgedeel het, gaan ons 'n paar lucky draws hou. Ons gaan daar gaan 'n hele paar lucky draws wees. Dan gaan ons die trekking doen vir die een krummel. En dan 'n trekking doen vir die lekker pan en dan gaan 'n trekking wees vir 'n entry vir volgende jaar by op daai loetjie. So die loetjie was nie net verniet gewees nie, daar's lekker pryse betrokke daarbey. So vir die borge op die loetjie baie dankie. Ons waardeer dit regtig baie. Die loetjie sal ons doen voordat ons die lucky draws doen, hè. As ek julle name roep, kom vir my asseblief vorentoe. Pek 8 en Pek 1. Goeie werk. Pen 1. Just to stand there. Well done. Peg 16 and 17, zone 2. Okay, zone 3, 24 and 28. 24, 28. Goeie werk. Hey, kom hier aan. Kom hier aan. Top 6 spanne. So, well done julle. Well done. Soos ons julle verduidelik het aan die begin, die top 2 van elke sone gaan deurkom. Ons gaan uit elke sone uit. Die ou wat die swaarste sak in sy sone gehad het, gaan deurdring na of nie deurdring gaan aan eerste, tweede en derde plek vat. Die rede daarvoor was is omdat die watervlakke so laag is en ons het geweet daar's 'n paar areas wat bietjie moeiliker hengel as die ander, het ons hom opgedeel in zones in. Okay, laat al die vis nou nie net uit een areaatjie uitkom en al die pryse aan een plek toe gaan nie.
In 6ste plek, Pek 28, 6ste plek, Pek 28, kan maar nader kom. Julle wen 'n entry vir volgende jaar. So, Nico, baie dankie. Daar's julle entry klaar vir volgende jaar. Dankie julle. 5ste plek. Lekker julle. Pek 17. Baie geluk julle. Goed gehengel. Julle entry vir volgende jaar. Okay, in 4th place, Pek 1. You missed it late, right? Well done. All the deliveries kept to fish. Entry for next year. Thanks a lot, guys. Daar's julle. Wel done. Julle kan maar nader staan nou, hoor. Mense, hierdie is ons top 3. Nou, ek dink dit was op van die punte was dit 'n redelike naby ene gewees. Sjaat, het vir my begin op 3de plek asseblief. Pek 24. Hoeveel vis het hulle gehad? Baie. Of kilogram het hulle gehad? Kilogram. 63,2. Baie dankie. Baie dankie, baie geluk. Okay, 2nd place. Drum roll. Pek 8. Well done. Kilograms, 80.7 kilograms. Well done, guys. Well done julle. Pek 16. Well done man. Well done. 93.6 kilograms. Hoeveel babers? Hoeveel karp? Hoeveel karpers? So mense, vir eerste plek vir die eerste Spartan Autumn Challenge. Hierdie manne het gekook. Ja, hulle het meerderheid net babers gevang. Het jy enige karp gekry? 3 karp. So, so well done guys, well fished. And congratulations on that one, eh? Thanks. Ons gaan nou gou vir die grootste karper, baber en karp doen. Sjaal, wil net gaan kyk of daar 'n blad neersit wat sy nou neergeskryf het. Die grootste karper, Pek 24, 2.7 kilogram. Well done nou. Grootste karp, Pek 21, 6 kilogram. Julle weet nou wie se dit was? Ek kan daai keer. Wel dan julle. Waar is hy? Maar ek is so kort as jy mis. Okay, grootste baber. Pek 10. Hey. Hey boy. Is hy? Hier weer rekord. Oeh, dit ook. Dis nie liggie. Nou, hulle het die monster van die dam uitgetrek, klink dit vir my, want die baber se gewig was 9.61 kilogram. Say well done, julle. Well done. Maar daai jou. Baie dankie julle. Hou dan vanoggend letterlik wat so
So 4 uur se kant het hy gebyt, né? Ja. Vanoggend 4 uur te trek hulle hom uit. Well done. Pek 16. Ek het vergeet om julle hoedjies vir julle te gee. Charlotte my nou gaan herinner daarvan. Waar is dit hier? Wie se eerste plek is? Pek 16. Gaan agter mamma asseblief. Dit is vir julle elkeen 'n limited edition Spartan angling cap. Daar's net 6 van hulle. Well done julle hoor. Lekker man. Okay. Ons het 1 blank vir hierdie hele kompetisie. Dit ek dink hy het sy stok ingegooi. Nou hy sit nog daaronder. Hy besluit hy gaan nie homself hierso kom wat skaam kry nie. Hy probeer nog sy visie vang daarso. Maar Pek 31 het geblank uit hierdie kompetisie uit. So ons het vir hom ek persoonlik vir hom gaan aflaai. Ons het vir hom help my visvang MP helper gekry. Okay. So hy gaan leer om vis te vang. Jy moet die officials nie gou gaan aflaai nie, dalk help dit. En net ons nou hierso een en ek dink hiervoor die persoon wat hierdie gaan kry verdien regtig 'n handeklap. Nie net het hy die vis gelooi gisteraand nie. Maar hy's ook amptelik ons oudste hengelaar wat deelneem. Op 'n ouderdom van 83 het hy die vis gelooi dat ek skaam gekry het. Oom, of my nader staan asseblief. Pek 23. Ag, 70. Nog steeds. Dis nog steeds. Ek het alles die ouderdom verkeerd gehad. Hy het gedink aan die oom wat 63 is. Ja. Ons daar was mooi as hy is. Daai so oom. Baie. Ek hoop ek sien ook volgende jaar weer. Dankie julle hoor. Okay. Ons gaan nou gou die trekking doen vir die krummel, die pan en die inskrywing. Die pan doen die huislat. Is julle happy met dit? Ja, is reg. Ek moet net bysê nê, oom Hannes sal weet ek dreig al vir 'n jaar lank wat ek sê oom Hannes gaan een bestel, ek gaan een bestel. Oom Hannes baie dankie aan julle net. Baie dankie daarvoor. Nou die tweede trekking gaan wees vir die lekker pan. Lourens, net vir NQ dankie sê daarvoor. Ons waardeer dit. John. Pek 6. John, ja, dis 'n looitjie trekking hierdie. Lekker John. Okay. So die naam wat sy nou trek is vir volgende jaar se inskrywing. Bonnie. Bonnie, dis vir die kamera sou gaan draai asseblief. Ek pas hier nie. Nee, maar die onder is hier wat jy staan, nie voor hom staan. Ek staan voor hom. Hulle het 'n baie spektrum daarso. Dankie Bonnie, well done. Dankie julle. Die volgende twee lucky draws, wil ek hê op my nader staan. As jy kan. So wag. Ons gaan nou lucky draw doen. Ek weet dit is 'n per pack nommer. Die eerste ene het ons vir Willie hierso van Pa en Seun visvangkoers saam met SRA wat vir ons 4 lekker hampers geborg het. Hulle gaan dit uitdeel. Ons gaan 2 trekkings doen.
So ons gaan per pek 'n boksie gee wat ons nou trek. Okay. Ons het ongelukkig of gaan ons een trekking doen en almal Ja. vir elke man een gee. Yes. Yes, okay. Die eerste trekking is vir die 2 geel boksies wat hier so is. En wyn. En 'n bottel wyn. Asseblief nie my wyn vergeet nie. Klaver. Pek 29. Jetta! Kyk, daar's ons ja. Af my daar's 'n presies. Hulle elkeen een gee. Gee vir elkeen een daarso. Kan net vir so na die kameras toe kyk so genoeg vir dit nie. Haai, shame. As hy geluk julle. Dankie. As hy Nou sien nie hoor. Ja, nee. Baie dankie julle, baie geluk hoor. As hy. Ons gaan nie Pyn vir die pyn. ons gaan nie die wyn in die video sit nie hoor. Dis reg. Okay. Nou moet jy besluit hier. Nou, ons gaan nou 'n pentrekking doen. Dan gaan jy as 'n span opkom en jy kan dan op die tafel van die dippies kies. Okay? Elke ou kan vir hom 'n dippie kies of 'n floutie kies. Want ons wil soveel as moontlik mense 'n prys gee hierso. Gaan deur. Pek 4. Dippie ons floutie. Net seker maak. Soos ek my laat terug gedruk. Quicker het Ja, ek gou Sander byt nog gou doen. Pek 19. Lekker manne. Ek wil net gou vir julle by sê, Shelton, kyk gou hierdie kant toe. Hierdie was ons junior kampioen van laas jaar gewees, hoor. Wel daar nou. Baie dankie julle, hoor. Well done manne. Well done. Ons wil vir julle net bekendstel aan die span van Krummel. Indien julle een van hierdie lekker goedjies soek, nê. Bestel by hulle. Beste diens wat julle kan kry, beste produk wat ek nog gesien het, hou regtig lank. Om anders jy maak op jou eie hande. Well done. Goeie produk. Een van julle gaan hom wen. Ons kon nie kies tussen spanname wie die beste spannaam gehad het nie. Julle name was fantasties. So ons het Daar julle was te veel chicken bananas gewees. ja, banana chicken banana, mini chicken banana. Julle name was fantasties geweest. Ek het jou mooi gehelp in naweek. Pek 12. Ek het hierdie nommers nou gelaai. Die ou ballies. Ja, dankie. Baie gelukkig hoor. Mooi gefiets. Ons het nog so help my leer visvang starter pakkie. Ek gaan 'n pen trek. Julle kan tussen julle twee besluit wie moet leer om vis te vang. Veral as julle nie eerste plek gekry het nie. Wat dan moet maar kies wie gaan leer? Is Pek 2. Pek 2. Hulle het letterlik een vis gevang. Hulle het een vis gevang. Well done julle, hoor. Volgende lucky draw. Pek 25, Pek 25. Waar is hy? Baie. Die volgende pentrekker wat ons sou doen, sal ek vir my nota maak hiervan. Dit is vir die signature series wat nog moet kom. Ons sal dit vir julle koerier sodra ons dit gekry het. Daar is 2 hampers van hulle beskikbaar. Ons gaan al 2 hampers nou trek na hierdie ene. So gaan een pek gaan 'n hamper kry en die volgende pek gaan 'n hamper kry. Pek 20.
Wel dan ja, dis of jy baie laat koerier. Pek 22. Hulle kon dit definitief. Wel dan, of jy koerier. So Nee, ek gee oor 'n Brendala. O ja, daar, asof jy dit gee. Ja, Kyk, jy net my notas maak van daai, het jy nog notas gemaak, né? Okay. Ons sal by julle uitkry Gideon. Okay. Ons gaan nog help 'n pakkie van G&T Tackle. Nee, dis die laaste enetjie wat uitgaan met 2 bottels wyn. Troostprys. Is 'n troostprysie daai. Pek 24. Lekker Boeta. As hy Daai wyn van hulle helfte in die son. Hulle is die jong vry wyn. Pek 30. Was onvlei, ek kan. jy kan maar weer spin. Nou kom maar weer spin. Kosmandjie vir hulle soek nou nog pek 30. Pek 28. Was dit so iemand? Daar was 'n pek 28. Daar was 'n 28. As hy Hulle het net 'n bietjie opgeskuif. Julle wou mos nou nie saam geskuif het nie. Nee, maar Baie geluk. Lekker hampertjie van Thunderbites af. Hulle sê julle mag nie 'n resep steel nie, né? lekker wat. 17. Trixie. Pek 17. Lekker. Lekker Boeta. Pek 18. Maar wat gaan ons nou nou? Ja, ek weet dit lyk my gaan nou so 'n ry af. Pek 18. Trek jy jou foon se battery vol? Ja, maar hier voor word nou niks Ons het hierdie kant nog baie aas voor. As hy wel daan man. Pek 5. Stap jy nou vir my pad? Jy het net maar gestoor. Wel ek vir julle weer eens baie dankie sê dat julle so ver gery het. Dankie dat julle saam met ons kom mengel het. Dankie dat julle dit lekker gemaak het. Vir Camp and Cast, Pine Seun, Visvangkoers, dankie vir die video's wat julle opneem. Dankie vir die publisiteit wat julle vir ons gaan gee. Ons waardeer dit regtig baie. Mense, soos wat julle terugry, wees veilig. Kom veilig by die huis aan. Los ons 'n boodskap hier op die groep en sê dis daarom by die huis. Moenie van die groep afgaan nie. Binnekort, binne die volgende 30 dae, sal ons die nuwe datum bekendstel. En dan gaan ons van daar af begin met die inskrywings. Ons vroegtydig genoeg tyd het om almal hier te kan kry. En dit ons gaan volgende jaar oorskuif dit na Februarie maand toe. Maar ons weet die dam is rondom 50-60% gewoonlik. Maar ek gaan 'n bietjie warm wees, so bring gazebos, né? Ja, ons het video's op die groep kry. Yes, ons sal die link stuur van die video's wat alles gaan online gepost raak van dit. Okay. Baie dankie julle. Veilig ry geniet dit. En so kom ons op die einde van 'n wonderlike toernooi. Die Spartan Autumn Challenge. Ons wil net vir Frikkie en vir sy span sê, well done aan die toernooi wat julle gehost het. Volgende episode sal ons WP Liga wees by Kwaggaskloof. Dit sal die derde een wees. So kyk uit vir hom en wag, want Visvangkoers Pine Seun is nog nie klaar nie. En ek voel weer daai visvangkoers in my bos. Visvangkoers met pa en seun, groot kappe